Hoe groot is God? So groot. Ek kan nie beskryf. Ek is so bly dat ek aan die nuus van is. Kan jy alweer sien? Ek wou nie graag alleen gewees het. Ek is so dankbaar vir elkeen wat die koue trotseer het, vir elkeen wat so opgeruim het, vrolike, geleefd gestap het. Ek is daarvan oortuig dat die Here met ons gaan. Wie glo soos ek? Wel, as dit net 2 of 3 is, hoe ek glo, die Here gaan ons ontmoet vanoggend, want ons het ons gekom om besigheid te doen. En ek glo dat die Here sal kom en net passief toe kan dien. Dit het nog nooit in die geskiedenis van die wêreld gebeur. So ons is reg vir 'n aanraking van die Heilige Gees. Ek nooi op ons span teenwoordigheid van wie van die wat kom kuier, wie wat lanklaas en pas, almal van elkeen met galery, kinderkerkmaat staan oor, kom geniet en saam wees in die huis van ons gaan leerliks in vanoggend. Ek het nie so baie lange lees nie, maar ons gaan vanoggend klem lê op ander. Ons gaan die Here aanbid en nagroei maak. Ek is geweldig geïnspireerd deur 'n boek wat ek lees. Dit is al klaar wonderlik. Buite die Bybel lees ek nie. Ek lees nie baie nie, so ek het jare terug besluit, as ek lees ek dan die Bybel. Ek is nie 'n ster lees nie, maar ek het hierdie boek gekry van Louis Picchio, Goliath Must Fall. Goliath Must Fall. En ek het begin lees, maar mense van my begin. Want ek het hier groot geword met die verhaal van Dawid en Goliat. Almal ken. En weet jy, ek word ook ligter, soos wat ek weer die verhaal werk saam met Louis. En ek sien dinge raak waarvan ek vergeet het. Een van die dinge wat ek raak sien is, in hierdie verhaal met Goliat en Dawid het reus verslaan. Speel ek nie mooi die rol van Dawid? Kan ek goed? Is toe nog mooi as Dawid in die storie? Dis Jesus van Dawid in die storie is. Ek kan dit nie vir die verduidelik nie, die boek lees. Of ek bin die Heilige Gees in die hart, waar ek wakker maak, toe ek besef, ek hoef nie teen 'n reus te veg nie. Dis Jesus wat die reus verslaan. Dis hy. Ek moet net saam, ek moet net ondergeskik wees aan sy wil, toe die lewe oopgaan. En weet jy, die goeie nuus is, die Goliat is verslaan. Die reuse in ons lewe is verslaan. Hulle is oorwin. Die effek van 'n reus is nog steeds daar, maar ek het lees in my lewe. Ek wil vanmôre vir julle sê, een van die dinge wat so na my hart gekom is, hoe groter ons God maak, hoe kleiner is die reuse wat in my maak. As jy sien hoe groot God is, dan weet jy, is nie wenkant, is oorwinning. Maar soms het ons net nie tyd in ons besige dag om God groot te maak en dan wilde en Goliat groot is. Ek het in vanmôre broers en susters dat jy die tyd gegee om net 'n bietjie God in die lewe groot te maak. En weet jy, as hy groot is, dan word jy oorwinning. En dit is wat ons gaan doen. Wanneer jy geleentheid om voor te neem, gaan ons met mekaar bid, soos wat dit ons goeie gewoonte is hier in Christene gemeente. Ons gaan mekaar in die Here opdraas en mekaar bemoedig. Maar praat al die lang stories met hom, gereed maak, sodat die saam wees sal wees. Ek wil sommer net meeste van die ken ek goed. Ek wil sommer vir die sê, u maak self thuis vanmôre. As u wil sit en sing, dan doen jy dit. As ons nou begin staan, u wil vroeër gaan sit, as wat ek sê, u mag gaan sit, bly met, en word dan wees aan hom. Kom, as ons nou staan, wil ons hierdie gebed
ons harte loop oor van dankbaarheid. Wanneer ons nie stil word voor U en net die goedheid bedink. Here, dat ons kan behoort, is so groot voorreg. Ons behoort tot die liggaam van Christus. Ons het broers, ons het susters, ons het 'n gemeente. Ons het fellowship, gemeenskap met mekaar. Maar in die besonder geniet ons gemeenskap met die Heilige Gees. Op 'n koue dag is ons warm aangetrek. En ons dak oor ons kop, en ons plek van aanbidding wat beskik is. Here, ons seën is ontelbaar, ons eer en goedheid en guns. Here, in hierdie oomblik wil ons elkeen in ons harte en volle oopstel. Here, ons wil oorgee en sê, maak met ons soos wat U wil en nie wil. Here, kom neem ons gedagtes gevange in die naam van Jesus en laat U wil geskied. Is ons begeerte en liefde. Word verheerlik in ons lofsang, Here. Sien ons hart wanneer ons neerbuig voor U in erkentenis dat U die enigste ware God is. Here, wanneer ons neerbuig en verklaar dat ons oorgee, dat ons offer en dat ons U op die hoogste plek van
en verhewe. En ons wil aan U die lof en die aanbidding bring. Here, wat kan ons anders sê vanmôre as dat U het groot dinge vir ons gedoen en ons wil U loof daarvoor. Ons wil dit in ons hart uit vanmôre na U toe bring en vra, Here, wil U dit kom ontvang nou terwyl ons verklaar dat U het groot dinge gedoen. Halleluja. Kom ons sing dit nog so 1 of 2 keer saam, maar ek wil U nooi, sing dit met die hart uit vanmôre. Dink sommer net aan iets wat die Here vir U gedoen het. Iets wat vir U miskien klein is, maar dit is 'n groot ding. Kom ons sê dit vir die Here, dankie, for you has done great things. Hallelujah. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Oh, He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Oh, He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Hallelujah. Dankie vir ons musiekspan en sit plek neem. En U sit plek neem. Is daar dalk iemand wat net kort getuienis het om vir ons te vertel van die groot dinge wat die Here gedoen het? Halleluja. Here is groot, Hy is almagtig. Hy is so kosbaar vir ons. Ons raak so gewoond op sy goedheid. En ons vergeet waar het vandaan kom. Sy blessings overflow ons. Ek kan die Here nie genoeg dankie sê vir die voorreg gehad gister en nou weer kyk toe gaan nie. Hy het kosbaar gespit. Hy is opgenomen. Hy het so groot geestelike ondervinding gehad. Hy is vol en Here, daarom moet ons hoop dat hy sal intent en daarom moet ons hoop dat ons weet, hy sal vasstaan. Ek bedank my sê vir almal wat dit het wat het gemaak het om te kan sien, wat het gemaak om daar te kunnen. Ek loof op prys die Here vir julle. Amen. 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 Hallo nog iemand. Met andere vragen van Goliath en David. En we zeggen dat Goliath is nog steeds daar. Hij is verslaan. Dat ik dan met Goliath is geen Satan. En David is Christus. Nou, Christus heeft Satan verslaan in Christus. Maar nadat Goliath verslaan, is de steeds nog overblijven. Wij gaan dat even sleutel in die gevecht, maar dat is nog dat. En nu is Satan, zijn aanhangers is ook nog dat. Dat is die boze geest die dag. Paulus zegt voor ons dat. En strijd is niet in deze bloed, in die macht, in die oorlog, in die wereldheers, in die duisternis van die geest, in die boze geest die dag. En ons vecht met die dag. En dan ook Jacobus, dat zei ik ook nog voor 4 vers 7. Hij zei dat. Wat zei hij? Ik kom jou. Onderwerpen aan God. Ja, weerstaan die duivel, dat is eigenlijk wat ze daar doen. Weerstaan die duivel en hij zal van je weg. Dus nou die duivel is nou iemand die boze geest is. Dus er is Satan, daar stond duivel is. Dat is die boze geest van Satan. Is stil. Of weet iemand nog
die Dawid wat vir Satan verneem, wat hom doodgemaak het. Maar ons moet waak teen die bose gees, teen die duiweltjies, en die woestyn wat oorgebly het nadat Goliat dood is. Ag die Here, hierdie gedagte seën, en ek is dankbaar oor hierdie boek wat Annelie besig is om te lees. Sy is lees op die plaas met my. Sy sê, wou nou om te lees, wat sy bring om te leen en om die sê gegeen. En dit is kostbaar as jy dit ook nie aan moet lees het op, en jy het in sy gegeven hoor. Amen. Amen. Iewers nie aan Nina, die beide na aanstap, by is die klein goed wat my opgewonden maak. Theo het siek van die Kaap afgekom, ons is weer 3 dae bietjie wegbreek, ons het probeer, maar ons is siek geword, dat ons moes terugkom. En weet jy waar ek die Here nou gesê vandag is, ons was die hele tyd saam, en hy is erg siek, word nou beter. Maar sy gebed vir my was, dat die Here sal gee, dat ek nie aansteek nie. En ek wil graag met my pa kyk, en die week wat kom, en ek kan nie siek wees nie. En ek wil vir sê, dit is die eerste keer in my lewe, dat ek vir so lank, van vorige Sondag af, blootgestel is aan bronchitis en aan al hierdie hoeste en al hierdie siektes, en ek is gesond. En ek het die klein dingetjies van my hele dag. Dankie, dankie. Baie van julle weet seker van my broers en kleinseun wat op die motorfiets so verskriklik ongeluk het. Dit was die 30ste Mei. Hy het eers sy bene geheg verlede Vrydag. Albei sy bene was gebreek, sy bekken was gebreek en ek kan nie vir julle vertel, sy blaas was gebars en sy het 'n gat in sy maag gehad, maar die Here het so bewaar dat sy kop en sy longe niks oorgekom het nie. Menslik gesproke moes hy dood gewees het, maar dan het seker 2-3 operasies in 3 weke gedoen. Hy het so herstel dat hy moet leer loop, maar hy het so herstel dat hy seker in hierdie week na step down sal gaan, maar hy moet van vooraf leer loop. Ek sê vir die Here baie dankie vir elkeen se gebede wat hy verhoor het. Hy is baie wat vir ons gebid het en nog steeds bid. En die Here is groot. Hy verslaan die vyand. Hy verslaan die Goliat. En hy rig op die wat hy weer wil opbring. En ek glo en ek gaan aan sy lewe gaan 'n groot getuienis wees. En ek glo dat hy baie siele na die Here sal bring. Ek loof en ek prys hom. Sonder gebed kan ons niks doen. Ek loof die Here vir alles wat hy vir almal doen. Ek loof en ek prys sy naam. Amen. Baie dankie. Goeie nuus. Feitlik, julle inhoud van my preek is nou klaar vanoggend aangehaal hier in die sang en in die getuienisse. So ek gaan hier oor in die slot, die inleiding en die slot vir die doen. Dan kan ons vanoggend allemaal opneem en huis toe gaan. Paulus, as ek so deur sy briewe lees, dan kom ek agter, dit was vir hom nogal baie belangrik om dinge te doen wat ewigheidswaarde inhou. En dat hy graag daardie dinge wat hy doen, daardie goed met ewigheidswaarde met ander gedeel. Dit is vir hom baie lekker en ook belangrik om dit te deel. En so het hy hier aan die gemeente in Filippi geskryf, en as jy wil volg saam met Galilea, Filippense die eerste hoofstuk, ons gaan net so van vers 27 af, 'n paar verse saam lees, of dit sal ook op die skerm hier agter my verskyn, maar hy deel hier iets met die gemeente in Filippi en ook eintlik met ons. En hy vertel van 'n paar wedervarings wat hy in die krag van die evangelie ondervind het. En dan hier so by vers 27
Kom ons lees net van daar af saam. Kom hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teenstanders nie. In geen opsig laat afskrik deur die Goliats in die lewe nie. Want daar was 'n Dawid wat die Goliat verslaan het, dat julle in geen omstandighede laat afskrik deur die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. En as ek tema aan die gedagte gaan sit wat die Heilige Gees op my hart gelê het om dit te deel vanoggend, dan wil ek dit noem die sterkste wapen in die ergste stryd. En as u nou dalk wonder wat is ons sterkste wapen in die felste stryd wat ek en u in hierdie lewe kan hê, dan is geloof verseker die sterkste wapen wat ons kan hê. En Paulus kom, hy deel hierdie goed met ons terwyl hy in die tronk sit en hy sluit eintlik hierdie hoofstuk waar hy so 'n bietjie van sy wedervarings van die evangelie met ons deel. Kom hy en hy sluit die hoofstuk af met 'n gedeelte wat hy dan begin in hoofletters en hy sê alleenlik. En wanneer hy dit sê, en die feit dat dit in hoofletters aangeteken is, sê dat ons moet so bietjie ons aandag op dit vestig wanneer ons dit lees. Want hier volg iets wat belangrik is. Hier is iets wat 'n hoofsaak is wat hy vir ons wil vertel en aan ons wil oordra. En in sy hele skrywe dan kom ek agter dat geloof is verseker die sterkste wapen in die ergste stryd wat ek en u ooit kan hê. Want geloof het vir ons 'n geestelike wapen geword en dit beskerm ons nie net teen die geestelike dinge alleen wat met ons gebeur nie, maar ook teen die fisiese dinge wat met ons gebeur. Die fisiese Goliats in ons lewens, wanneer daardie aanslae na ons toe kom, het dit ook 'n geestelike uitwerking op ons. En daarom is geloof so belangrik en is geloof so 'n sterk wapen in die tyd waarin ek en u leef, my broer en suster, want daar kom soveel verskillende aanslae na ons toe. En elke aanslag het 'n ander effek op ons en elke aanslag het 'n ander effek op elke mens en ons moet voorbereid wees daar. In Paulus se omstandighede en sy oomblik het hy 'n baie sterk aanslag. Hy sit in die tronk terwyl hy hierdie dinge skryf. En hy sit in die tronk terwyl van die verkondiging van die evangelie. En die effek wat dit op 'n mens onmiddellik sou hê, is om jou verbitter te maak. En die vraag te vra, maar hoekom hierdie omstandighede? Hoekom moet ek deur dit gaan? Maar Paulus het nie vra nie. Ons vind nie verbitterheid by hom nie. Daar is eintlik 3 baie belangrike sake in hierdie gedeelte wat hy na ons toe bring en waarop hy ons aandag wil vestig en daarom begin met die hoofletters alleenlik. En wat sê hy onder alleenlik? Hy sê gedra julle waardig die evangelie. En daardeur wil hy vir ons verduidelik dat as ons in die krag van geloof wil staan in die tyd waarin ons leef, dan is dit belangrik dat ons daaglikse wandel sal ooreenstem met die woord van die Here. En die woord van die Here is dan die evangelie waarna hy verwys. En in die tweede plek sê hy dat hulle saam stry vir die geloof van die evangelie.
Die evangelie, weet ons almal, is die goeie nuus van verlossing en versoening met God. En dit hang nie in die lug nie. Die versoening en die verlossing wat ek en u geniet terwille van die evangelie, hang nie in die lug nie, my broer en suster. Volgens Hebreërs 12 vers 2 het geloof 'n volleinder. En as daar 'n volleinder is vir iets, dan beteken dit dat daar moet uiteindelik 'n volkome en 'n volmaakte einde kom aan dit wat ons besig is om deur te gaan. En dit beteken, my broer en suster, dat ons gelowige lewe het 'n definitiewe einddoel en dit word volmaak afgerond in Christus. En dan kom sê hy, die geloof van die evangelie is genadiglik aan ons gegee. Nie alleen om net in God te glo nie, maar om ook vir hom te ly. En daarom word geloof vir ons eintlik die vashou aan God en vormde die fundament van ons bestaan. En kom Paulus en hy sê, maar dit is belangrik, dit alleenlik gedraai en waardig die evangelie van Christus. Ek dink wat ons in die eerste plek, wanneer ons in hierdie konteks van geloof praat, dat ons in die eerste plek moet onthou, dat geloof is 'n gawe van God. Dis 'n geskenk wat ons van die Here kry, en ons gaan dit nêrens anders kry nie. Ons kan nie op ander plekke vir dit gaan soek nie. Ons kry dit net van die Here af. In Efesiërs 2 vers 8 verklaar die woord, uit genade is julle gered, deur die geloof en nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. As ons die geloof as 'n gawe van God gehad het nie, sou nie een van ons gered gewees het nie, want die Heilige Gees het eers geloof in ons harte kom werk, om te glo in Christus wat kom sterf het vir die sonde van die wêreld, en daardeur is ons uiteindelik gered. Dit is 'n gawe van God. Petrus skryf in sy brief in 2 Petrus 1 vers 1, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons, en hy verwys na die apostels toe, verkry het, deur die geregtigheid van God en Saligmaker Jesus Christus. Dis waar ons geloof vandaan kry en van nêrens anders af nie. En as ons daardie geloof neem, waarmee ek en u die Here aanbid, en waarmee ons daagliks wandel deur hierdie lewe wat vol stryd en probleme is, dan kan ons vanmôre vir mekaar ook sê, dat geloof hang nie af van hoe ek en jy voel nie. As ons geloof moes afhang van hoe ons elke dag voel in die oggend, wanneer ons opstaan, dan sou ons 'n baie op en af geloof gehad het. En wanneer ek Paulus se briewe lees, dan kom ek agter dat Paulus ken nie 'n op en af geloof nie. Hy ken 'n geloof in die enigste waaragtige God, wat in staat is om elke Goliat in jou lewe te vernietig en uit te wis, sodat jy 'n lewe van oorwinning kan lewe. En daarom hang ons geloof nie af van hoe ons voel nie. Geloof hang nie af van wat jy van jouself dink nie. Daar is soveel mense in hierdie lewe vandag wat nie veel van hulle self dink nie, as gevolg van dinge wat die lewe aan hulle gedoen het, en plekke waar die lewe hulle geneem het en waar hulle was. En geloof hang nie af wat jy van jouself dink nie. Die Here gee aan elkeen geloof. Elkeen wat dit wil neem en daarvolgens beleef, gee die Here dit eenvoudig. Dit maak nie saak wie jy is en waar jy was nie. Daar waar jy was is Goliat wat plat geslaan is en vernietig is, en die Here het jou daar uitgehaal en het jou op 'n ander plek geplaas, 'n onwankelbare rots, en hy gee vir jou die geloof
geloof wat die apostels gehad het. Hy gee nie vir jou die geloof wat almal rondom jou het. Hy gee een geloof vir almal. En wanneer ons daardie geloof het, dan word ons beskerm teen elke aanslag en elke vurige pyl wat die duiwel na ons toe wil skiet in hierdie lewe. En dis nie nodig om jouself te oortuig dat jou geloof sterk genoeg is om enige iets te vermag. Al wat jy jouself van oortuig en jouself moet vertel, dit is God en dis sy krag en dis sy mag waarin ons glo. En dit dra ons nie. En dit is hy wat ons versterk. Ons moet net glo wat ons glo. Soveel van die skrifgie op. Ons moet net glo, God is daar. Ons moet niks meer en niks minder glo. Toe God Israel uit Egypte uit wou lei, was daar soveel aanslae gewees. Wanneer ons kan glo dat God is, dan kan ons ook glo dat wanneer God vir ons is, niemand teen ons kan wees nie. Die aanslae gaan daar wees. Paulus het aan die begin gesê, toe ons dit gelees het, geloof is nie alleen om net in God te glo nie, maar dis ook om vir hom te lei. En in ons lyding ervaar ons die krag en die beskerming van geloof, broer en suster, en daardeur word Christus in ons verheerlik. En hy sê dan vir Moses, toe hy Israel uit Egypte uit wou lei en hulle verlos uit daardie omstandighede. En daar 'n sterk demoniese teenkanting teen hulle was deur Farao en sy magie, wat deur manipulasie wou verhoed het dat die volk uit Egypte uitgelei word. Sê die Here vir Moses, al wat jy moet weet is, ek is wat ek is. Weet dit en glo daarin en gaan met daardie geloof. En al wat jy moet gaan sê is, ek is, het my gestuur. En elke teenkanting wat teen jou gaan kom, sal afgebreek word. Elke skans wat teen jou gewerk word, sal afgebreek word. En teen daardie geloof van ek is wat ek is, en ek is, het my gestuur, kan self die hooggeplaaste mens in die lewe, deur watter fors hy ook al daar gestel is, en watter krag hy ook al gebruik, hy kan nie staan teen 'n geloof van ek is wat ek is, en ek is het my gestuur nie, en hy sal niks bereik teen daardie geloof nie. By die verlossing van Israel kom stel God hom dus bekend as die algenoegsame God, die hoogste gesag. En dan kom ons by die geboorte van Jesus, wat lei na die verlossingswerk aan die kruis. En daar word Jesus voorgestel as Immanuel, God met ons. My geloof en jou geloof, liefde, sê vir ons, ek is saam met ons. Ek is wat ek is elke dag saam met ons. As ons alleenlik wandel binne die geloof wat God vir ons gegee het om in te wandel. Die ek is dui op God se grootheid, sy ewigheid, sy almag, die een wat is, wat was en wat kom. En Immanuel dui op God se liefde, sy medelee en sy genade. En dit alleen gee genoeg, sodat ek en jy in geloof kan vashou aan die Here en hom ten volle vertrou en in oorwinning kan leef, al is daar lyding en swaarkry in die lewe. Geloof vorm 'n skild rondom ons, 'n skild om ons te beskerm teen alle aanslag wat in hierdie lewe is.
'n skuld waar ek en jy deur hierdie lewe kan beweeg en ons koppe kan optel en die kop onderstepoor loop en in die grond staar oor alles wat met ons gebeur het en alles wat op ons pad kom en alles wat ons wil terneerdruk en ons wil afbreek nie. Dawid kom hier in Psalm 3, hy moes vlug vir Absalom en daar baie teenstanders teen hom was, sê in vers 3, baie sê van my, daar is geen heil vir hom, my God nie. En ek sien dat Dawid, wat die rede het, terwyl soveel mense hom afbreek en hom soveel afkraak, en so hy sê, man, my God is nie eens meer vir jou 'n saak nie, kan Dawid met sy kop in die grond loop, en sê, man, dis hoe die lewe my druk, dis wat die aanslag van die lewe is, maar dan in vers 4 van Psalm 3 kom ek en ek sien, hy tel sy kop op, en hy sê, maar Here, U is 'n skild wat my beskerm, my eer en die een wat my hoof optel. Ek wil vir u sê, geliefdes, in die dae waarin ons leef en wat die hele wêreld en die hele lewe soms voel en oor ons neerdruk en dit wil ons plat druk en dit wil ons kop in die grond laat loop. Nee, in geloof in God, tel jou kop op en kyk elke aanslag wat teen jou kom in die en verklaar, maar as God dan vir my is, kan niks teen my wees nie, en ek sal in oorwinning leef. In Efesiërs 6, gedeelte wat pastoor Dani aangehaal het, kom ons agter, ons het baie vyande in hierdie lewe. Paulus noem 'n paar magte, owerhede, wêreldheersers. Hulle voer geestelike stryd teen ons, en hulle wil ons koppe laat hang. Ek kan nog so paar doen, en ek dink u kan nog so paar doen. Finansies, siekte, swaar kry, vriende, familie, sal skokkend om het te doen. Maar daar is soveel dinge in hierdie lewe, wat ons koppe wil laat hang, en ons laat twyfel in die krag en die almag van geloof. Dit wil ons in teleurstellings inneem, waarin ons wonder oor God. Daar is misleiding in hierdie lewe, wat ons wil wegneem van alles af. En die doel daarvan is om ons eie geloof in God te ondermyn, deur vreesaanjaende en ontstellende gedagtes oor ons Here, dit wat nou met ons gebeur, maar ook oor ons toekoms. En Paulus noem al die aanslae vurige pyle. En hy wil in hierdie vurige pyle wil ons soos daar laat voel, of daar niks meer oor is vir my in hierdie lewe. Mense wat die vraag van wonder, wat sien die Here my ooit nog wacht? En kom ons sê dit vir mekaar vanoggend, baie sterk en baie ernstig. Die duiwel is 'n leuenaar. Jy het nie nodig om kop onderstepoor te gee. Hy kom met vurige pyle na jou, maar al sy pyle is leuns, en ons kan dit weerstaan. Paulus noem dit ook geloof. Hy sê, behalwe alles, en wanneer hy na alles verwys, dan verwys hy na die hele wapenrusting van God, wat hy in Efesiërs 6 so mooi uitlê, wat ek en u moet opneem om teen die duiwel te staan. Maar hy kom sê, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Alles wat ons anders het, is binne die wapenrusting van God. Maar geloof kom gee vir ons daardie krag om werklik die wapenrusting op te neem en teen die duiwel te kan staan. Wanneer ons glo, onwrikbaar glo en vertrou sonder enige twyfel, word die vyand se brandende pyle uitgewis. As 'n mens bietjie gaan lees rondom
die Romeinse soldaat se skild. En daar's heel wat verskillende vertellings rondom hoe die skild gelyk het en dit of my lyk of daar verskillende skilde was. Maar een sê dit was 'n houtraam of 'n staalraam wat met vel oorgetrek is, weer vel. En dan is dit in water gedompel vir handtye. En dikwels was die pyle wat teen die soldaat geskiet het, eers in vuur gedruk, sodat dit brand. En dan is dit geskiet, en dan hierdie natvel, wanneer die pyl die natvel tref, het dit die vuur uitgelus. En dis Paulus se raad aan ons, dat ons moet die skuld van geloof neem, en daardeur sal ons die vurige pyle wat die vyand na ons toe skiet, kan uitlus. Maar ons moet ook besef, dat die skuld is slegs effektief, wanneer ons dit oplig. Ons kan nie met die skuld van geloof laat staan, of dit laat lê, en verwag ons gaan beskerm word nie. Dis waarom Paulus ons aandag so vestig, en sê alleen dis belangrik, daar's iets wat kosbaar is, neem die skuld van geloof op, lig dit op, en hou dit in die rigting van die vyand, want alleen dan kan dit die pyle afweer, en kan ons werklik in oorwinning leef. Ons moet geloof hê, wat nie ons kort deur een of ander omstandighede plat slaan nie, maar ons moet voortdurend die skuld kan ophef, en kan opstaan teen die pyle wat ons gevier word. En die enigste manier waarop ons dit kan doen, is ons moet 'n besluit neem. Alle vertroue is in die Here. Iemand anders kan nie daardie besluit vir jou neem. Jy moet die besluit neem. Ek gaan alle vertroue in die Here plaas. Nie 'n eie daad van oorwinning uitwerk nie, maar ek gaan dit in die hand van die Here los en hom vra om dit uit te werk. En ek wens meer van u kan Dinsdag hier by ons met self wees om die getuienisse te hoor van hoe gebed geantwoord word. Een van die gebede is die getuienis wat dan hierdie nag gebring het. 'n jong man wat eintlik dood moes wees na 'n ernstige motorfietsongeluk. En deur geloof en deur gebed is die Here net besig om hierdie jong man te herstel. En dan wil ek 'n laaste punt aanraak, 'n punt wat ek wil sê, geloof beskaam nie. Romeine 10 vers 11 skryf Paulus ook hierdie woorde, hy sê, want die skrif sê, die skrif is God se woord, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. As die skrif dit sê, as die Bybel dit sê, wil ek vir u sê vanmôre, dit is ja en amen. En niemand anders het daaroor iets te sê nie. As die Bybel vanmôre vir jou 'n belofte maak, dat die geloof wat jy in God het, sal jou nooit laat beskaam nie, wil ek u vanmôre aanmoedig, beoefen daardie geloof. Neem dit op in die tyd waarin ons leef. Tel die skuld op, en ek wil vir u sê, op grond van 'n belofte van die woord van die Here, jy sal nooit beskaamd staan nie. Jy sal rede hê om jou kop op te lig en op te kyk en vorentoe te gaan. Want as die Bybel dit sê, sê God dit. Dit is sy woord, en hy sal sy woord nakom. Romeine 10 vers 10, kom dieselfde Paulus weer, en hy sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Dit is so amper, of Paulus hier twee kante van 'n munt beskryf. Twee kante van 'n munt, die een kan nie sonder die ander nie. Hulle is altyd daar. En hy sê dat die twee kante van die munt is geloof en belydenis. Ons kan nie geloof beoefen
bely ook nie. Baie keer is dit eers wanneer 'n mens bely dat jou geloof werklik tot sy reg kom. Wanneer 'n mens verklaar, maar dit is God wat dit vir my doen. Dit is omdat ek in hom glo, en dan raak jou geloof al sterker. Die ander kant is weer, dis eers wanneer jy werklik glo dat jy die Here en die waarheid van sy woord bely. En ek vertrou eers met my, u verstaan wat ek vir u sê. Dis eers wanneer ons werklik kan glo dat Jesus kan alles doen, dat ons dit kan bely en dit verklaar, dat ons dit nie net in 'n lied sing en sê Jesus kan alles doen nie, maar dat ons dit in ons lewens toepas, dat wanneer daar 'n felle stryd kom, ons dan kyk en sê, maar Here, ek het 'n geloof wat ek van u ontvang het en nergens anders gekry het nie, en ek glo dat u kan alles doen, en ek plaas hierdie saak voor u. Dit maak nie saak hoe sterk en hoe erg dit lyk nie, ek plaas dit voor u, want ek bely u kan alles doen. Amen. As ek maar net dink aan hoe Jesus in die woestyn was en hy deur die duiwel aangeval is, die vurige pyle na hom toe geskiet is, het Jesus dit gedoen. Hy bely, sê die woord, sê so. Dit staan geskrywe, en daardeur het hy die duiwel oorwin. En ek wil afsluit vanmôre met iets wat Paulus in hierdie gedeelte wat ons gelees het skryf, wat vir my eintlik baie kosbaar is. Hy skryf alleen met gedraai en waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, terwyl of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geensins afgeskrik word nie. Dus of hy hier vir ons wil sê, dat as die gemeente ook saam staan in die geloof, en saam stry in die geloof, daar 'n kosbare en besondere beskerming van God oor die gemeente is. Die gemeente daar die eenheid kan bereik, en daar is vir my so mooi voorbeeld in die skuld van die Romeinse soldaat. Ek het gesê, daar is baie verskillende maniere waarop dit verduidelik word, maar een gedagte wat ek raak gelees het, sê die skuld het op die kant sulke hakke gehad, en dan hak die een soldaat se skuld by die ander soldaat se in. En wanneer daar 'n veldstryd is, dan beweeg die hele linie vorentoe, soos een man in een gelid, en is hulle in staat om 'n geweldige klomp pyle, vurige pyle van die vyand af te weer. En is vir my so 'n mooi voorbeeld, dat wanneer ons in die gemeente geliefdes, as een man staan in eenheid en geloof, die Here aanbid, en die Here dien en wandel, soos wat die Here wil hê ons moet wandel, dat ons inhak by mekaar in geloof en in die liefde van God, en dat die gemeente in 'n linie vorentoe beweeg, en ons die beskerming van die Here sal geniet, in die geloof wat ons in hom het, en wanneer daar 'n swak persoon tussen ons is, dan hak ons daar die skakel in, en ons vat hom saam, en ons stel hom op, en ons help hom om sy kop op te lig, en vorentoe te kyk, en vorentoe te gaan, en kan ons as gemeente dan almal saam verklaar, dat is juis in die krag van geloof wat ons sterk staan, en wat ons mekaar omarm, en wat ons mekaar saamvat na die eindbestemming, want as daar 'n volleinde vir die geloof is, moet daar 'n eindbestemming wees, en die eindbestemming is ons ewige lewe saam met Christus in heerlikheid, en dis die ewigheidswaarde en die ewigheidsdinge wat Paulus aan oordra, en ons kan net vanmôre kom en sê, dankie Here,
Dankie vir geloof. Dankie dat U geloof aan ons geskenk het. En ek wil vir U sê, in die tyd waarin ons leef, is dit nodig dat ons werklik die skuld sal optel en die vuurige pyle van die bose sal afweer en in geloof vorentoe gaan en vorentoe beweeg. Mag die Here ons die krag gee om die skuld op te tel. Want as jy die skuld oplig, lig jy jou kop op. Kyk jy nie in die grond nie, dis jy nie verloor nie. Kom ons sê vir die Here dankie. Ja, ons Vader, ons wil kom vanmorgen en ons wil met dankbare harte voor U kom. Ons wil in dankbaarheid kom buig voor U. Ons wil vir U kom dankie sê vir geloof. Dankie dat dit vir ons 'n skild geword het wat ons beskerm en dat ons met dit teen die aanslag van die bose kan kom. Wil U dan ons help in die tyd wat voor lê, dat ons die skuld werklik sal oplig en dat ons nie uit 'n platgeslagne posisie sal probeer nie. Maar dankie Here, wanneer ons na die Goliats kyk en ons skuld optel, dan besef ons is reeds beskerm teen elke Goliat wat daar in hierdie lewe is. En U het dit vir ons gedoen. Wil U ons herinner daaraan in die tye wat voor lê, in U kosbare naam. Amen. Amen. En dankie ek U voordat ek die musiek van gee om die slot waar te neem. En ek sommer net in afkondiging vir U forum. Ons het in die vakansietyd baie van ons ander aktiwiteite het so bietjie besluit. Maar direk na afloop van die diens gaan ons weer vir opleiding, sal ons die raad toetsen in die bidkamer, ons van die bywoon. Hy gaan in besonder oor genesing praat vanoggend. Kry vanaf vir jy op die koffiestasies aan die kant van kuier daar. Kom ons sommer deur en kom luister wat Pastor Johan vir ons wil sê en waarom hy ons ook wil versterk. En dan wil ek net vir ons noem, ons 100 jaar feestblad boekie is in die proses, ek gaan seker in hierdie week in drukkers toe net vir die laaste proef en in binnekort gaan ons vir die voorbeeld beskikbaar hê in die bestelvorm en ook die prys vir die feestblad waar die mooi blaadjie op hulle saamstel en is opgewonde daaroor. Die Here seën vir u. Dankie pastoor. Die uitspraak oor die blad is nou 'n uitspraak van geloof wat hy in die week afgehandel het. Is u bly dat jy in die huis van die Here was? Het u gehoor dat die Heilige Gees deur die woord tot die hart gespreek het? Here is goed, ons gaan stiefdes opneem, ons offerandes opneem, ons gaan dit na die huis van die Here bring. Vergun my nog 2 minute, ek kan ons nie by die nie laat nie. Die Pastor Johan nou sê van die linie, die skuld en almal wat so vorentoe beweeg het, herinner dit my aan die begin van hierdie boek. Goliat het val, skryf Louis, hulle het kampkonferensies gehou vir jong mense. Maar dit was in die middel van die veld waar daar verskriklik baie giftige slange was. So as die kamp Vrydag begin het, hulle 'n paar dae voor die tyd gegaan om te gaan slange verjaag, slange dood te maak, om die kampterrein net 'n bietjie te beveilig. En dan het hulle nou so 'n linie gemaak, so 'n klomp jong manne. En dan loop hulle deur daai grasse, stadig. En as hulle trap en 'n slang kom, lig sy kop dat hulle 'n bat, wat is dit, 'n kolf, dan slaan hulle daai slang teen die kop tot hulle daai kop vermorsel het, tot die slang dood is, kap hulle die kop af, en daai slangkop in die grond, en dan vat hulle daai lyf, daai stert, hou hulle dit vas. Hy sê, dit was my verskriklik grillerig, ek kan nie eintlik sê hoekom hulle dit gedoen het nie. Hy sê, man, as jy daai slang se lyf het, dan krul hy nog steeds sonder 'n kop, nou amper soos 'n hoender wat afkop hardloop, en dan krul daai slang, hy sê, sy hare reis. Hy sê, maar daar was nie tyd om hier oor te wonder nie, want dan sê die linie al vorentoe, die volgende slang is daar wat hulle doodmaak. En aan die einde van die dag moet elke jong man
om sy arms sommer 'n klomp slang lywe wat hulle weet nie wat gedoen het nie. Maar hy sê die les wat hy geleer het is dat wanneer jy 'n slang doodmaak, maar die kop is af, dan is die slang dood. Maar die lyf maak jou nog bang, dryf jou nog in haar reis. Maar jy hoef nie te vrees nie, die slang is dood. Hy sê, wat my so mooi is, hy sê, en hulle het nie met die koppe kant toe gegaan nie. Daai kop het hulle begrawe. Hoekom? Want hulle wil nie hê iemand anders moet op daai kop kom trap nie, want in daai slangkop is daar nog gif. En as jy kom trap, gaan daai gif jou bykom. En die les is, met Goliat en Dawid is, ek en u veg 'n gewonne vyand. Die slang is dood, maar hy veg. En as ons nie in die lig wandel nie en ons trap op sy kop, dan byt hy ook daai gif vat jou. Ek en u is in oorwinning. Daarom is die slotkoortjie, let go and let God have his way. Ons is in oorwinning. Kom ons staan, baie dankie broers, ons gaan dit vir die opname dan by ons afsluit. Dankie, ons is stig hier in die Let God have his wonderful way. Let God have his way. Your sorrows will vanish, your night today. Let God have his way. Let God have his wonderful way. Let God have his way. Your sorrows will vanish, your night today. Let God have his way. Let God have his wonderful way. Let God have his way. Your sorrows will vanish, your night today. Let God have his way. Your sorrows will vanish, your night today. Let God have his way. Amen. Kobus, kan ek jou vra om vandag sien Here ons opnames af te bid aan die Here seën kom. Met 'n koffietjie ons kry mekaar in die bidkamer vir baie insiggewende lesing. Baie dankie Kobus. Here Jesus, dankie dat U ons hier by mekaar gebring het, Here, net om weer ons te bevestig dat ons geveg is teen 'n oorwonne vyand, Here, dat U reeds vir ons die oorwinning behaal het, en dat ons op U moet glo. Die geloof dat U moet sit, Here Jesus, en vorentoe moet beweeg. Dank U vir U genade, vir U liefde, vir U groot blydskap wat ons in ons harte het, en ons weet, ons nie te lewe in glo. Wil U elkeen van ons van wy wees in die week, ons seën met die liefde, ons bid vir Pastoor Daniel, dat dit ons sal wees wat hy so verras het, en dat U elke een sal seën en hulle nader trek aan U, die plek waar ons wil.